Ons groet ook graag almal wat nou elektronies by ons erediens aansluit. Mag ons elkeen vandag ook God se teenwoordigheid by ons ervaar en beleef en mag ons 'n boodskap ontvang wat ons sal leer om hom met toewyding en dankbaarheid te dien. Ek gee dan nou geleentheid dat ons kan stil word voor die Here sodat ons saam kan bid. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, voor U almag kom buig ons en kom kniel ons, om aan U al die eer en die heerlikheid te bring wat U tot in alle ewigheid toekom. Ons aanbid U as die almagtige Skepper God, wat nie net alles gemaak het nie, maar ook alles onderhou. Ons aanbid U as ons Vader, wat ons lief het, wat ons elke dag versorg. Ons aanbid U as die groot geneesheer, wat ook by ons is wanneer ons siek is, en ons weer gesond maak. Ons aanbid U as ons trooster, wat deur die Gees in ons woon, en wanneer ons hartseer is, ons trane afdroog. Ons aanbid U as die koning, priester en profeet, wat ook vir ons die voorbeeld kom stel het van hoe U wil hê ons moet lewe. Ons aanbid U vir die genade wat vir ons genoeg is, en vir U krag, wat juis tot volle werking kom wanneer ons swak is. Want ons weet, Here, wanneer ons swak is U sterk. Dankie dat U die Here, die Almagtige is en dat niks vir U onmoontlik is nie. En dat elke uitdaging waarvoor ons te staan kom, elke probleem wat ons op aarde ervaar en beleef, al voel dit ook vir ons so groot en so oorweldigend, laat dit ons so magteloos, is dit vir U maar net 'n klein molshoopie, nie 'n berg nie. En daarom bid ons Vader, dat U ook vandag weer deur die woord en deur die Gees met ons elkeen sal praat, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, dat ons sal luister, en dat ons ook gehoorsaam sal doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Net seker maak dat hier die opname van ons werk. Ja, dit lyk so. Geliefdes, vrede is 'n universele menslike behoefte. Daar is 'n hele paar dinge wat alle mense oral op aarde baie graag wil hê en wat hulle ook nodig het. So suurstof, om te kan asemhaal, kos om te kan eet, water om te kan drink, skuiling teen die natuur, wanneer dit so lekker stort, reënbuie val soos gisteraand. En een van daardie dinge waar sonder ons amper nie regtig kan klaarkom en oor die weg kan kom nie, is vrede. Is om hier in jou gemoed en in jou diepste binneste 'n kalmte en 'n rustigheid te ervaar.
En as jy dit nie het nie, dan is dit amper so sout in jou kos. Jy kom nie agter wanneer jy jou kos eet, as daar sout in is nie, maar die oomblik as daar nie sout in is nie, dan weet jy dit dadelik. Jy weet dadelik iets is fout. En so is vrede ook. Jy het daai dringende behoefte daarin. En as dit nie daar is nie, dan is daar 'n vakuum, dan is daar 'n gemis, dan smag jy daarna. Tog is dit iets wat te dikwels verteer word deur sondige begeertes, soos selfsug, eersug en magsug. Ons weet almal wat in die wêreld aangaan, want ons is met die wêreld verbind. Ons loop met die wêreld in ons sakke rond, want as ons ons selfone uithaal en ons maak die skerm oop, is ons dadelik in verbinding met die hele wêreld en ons weet wat in die wêreld aangaan. Ek hoef nie vir u te vertel van die oorlog in Oekraïne, van die oorlog in Israel, Noord-Afrika wat al ewig in 'n oorlog is nie. Van al die plekke in die wêreld waar die mense mekaar uitmoor, alles plat skiet en plat vee nie. En deesdae gebruik hulle drones, vleiende, onbemande vliegtuie wat met missiele en bomme sekere teikens wat met satelliete bepaal is, opspoor en plat skiet en alles plat vee. En hoekom gebeur dit? Dit gebeur omdat mense selfsugtig is. Omdat hulle net aan hulle self dink, en aan hulle eie belange, en hulle eie voordeel. Dis omdat mense eersugtig is, om te kan sê, maar ek is die een wat in hierdie oorlog die aanvoerder was. Ek is die een wat die oorwinning in hierdie oorlog behaal het. En dan vergeet hulle van al die miljoene mense wie se lewens in die proses verwoes is. En dit gaan oor magsig, om alles te wil beheer, om die wêreld te wil beheer. En dis maar deel van ons geskiedenis. In die Bybelse tyd was Assirië een van die groot wêreldmagte wat die noordelike ryk van Israel in ballingskap weggevoer het. Babylonië later wat die suidelike twee stamme in ballingskap weggevoer het, wat wêreldoorheersers wil wees. En later het Alexander die Grote gekom en die Griekse het wêreldoorheersers geword. En daarna was dit Napoleon en Julius Caesar en die Romeine wat die wêreld oorheers. Napoleon van die Franse. En ons weet ook van Hitler, wat ook verantwoordelik was vir grootskaalse mensevernietiging en oorlog. Nou is daar in baie mense se oë 'n dreigende derde wêreldoorlog op pad, met die inname van die Oekraïne en alles wat daarmee saamgaan. En dan wonder 'n mens, maar het hierdie mense dan nie ook 'n behoefte aan vrede in hulle harte nie? Waar is daai behoefte aan vrede, aan kalmte en aan rustigheid en tevredenheid? Hoekom het dit verdwyn? Baie keer dink 'n mens oorlog is net daar ver. Is net daar in die noordelike halfrond of in die noord van die ewenaar. Hier by ons is daar nie oorlog nie. Maar dit wil vir my lyk asof die Bybel sê sonde is oorlog teen God. Elke keer wanneer ek sonde doen, is ek eintlik besig om oorlog te voer teen God. Is ek besig om met my tanks en met my kanonne en met my masjiengewere en met my aanvalsvliegtuie en drones en wat dit ook al mag wees, is ek besig om God aan te val? Is ek in opstand teen hom en is ek vyhandig gesind teenoor hom?
Nou waar dit alles gebeur? Ons lees in Genesis van die tuin van Eden, die paradys, waarin Adam en Eva in vrede gewoon het. In vrede met mekaar, in vrede met die skepping, in vrede met God. Hulle het die ultimate van vrede geken. En dan word dan nou vir ons vertel van die proefgebod wat God hulle gegee het, en hulle gesê het, hulle kan eet van al die bome in die tuin. Maar net een moet hulle uitlos. Die boom van kennis van goed en kwaad. Nou is daar baie geleerdes wat reken dat hierdie verhaal eintlik maar 'n mite is, dat ons dit nou nie letterlik kan opneem en letterlik vertolk nie, dat dit maar net 'n verhaal is wat vir ons leer waar die sonde begin, dat dit nou nie regtig histories so gebeur het nie, maar ander geleerdes reken weer dit het letterlik histories so gebeur. Maar maak nou nie saak watter een van die twee opsies jy nou kies nie. Die boodskap wat ons daaruit kry, is dat God vir die mens gesê het, dit is my wil. Ek wil hê, julle moet gelukkig wees hier in die tuin van Eden. Ek wil hê, julle moet vrede in julle hart hê. Ek wil hê, julle kan van alles eet wat hier in die tuin tot julle beskikking is. En ek wil hê dat julle nie van die boom van kennis van goed en kwaad moet eet nie. Duidelik het die mens geweet wat God se wil is. Maar toe hulle daartoe verlei van die vrug te vat en daarvan eet, het oorlog met God begin. Want sonde is ongehoorsaamheid aan God se wil en oorlog teen God. En kyk wat gebeur toe. Die eerste ding wat in hulle lewe verdwyn was vrede. Hulle het vrede met mekaar gehad. Hulle was naak en dit het hulle glad nie eers geplan nie. Hulle was glad nie eers bewus daarvan nie. Skielik raak hulle bewus daarvan. Skielik kom daar afstand tussen hulle intimiteit wat hulle met mekaar gehad het, is skielik verskeur. Nou moet hulle self bedek. Hulle gebruik toe die grootste blare wat hulle naby kon kry, en dit was vyeblare. En hulle gaan kruip vir God weg. Want die oorlog met God het begin. En dan kom God en hy soek hulle. En hy konfronteer hulle oor wat hulle gedoen het. Hy weet wat hulle gedoen het. En hy straf hulle vir wat hulle gedoen het. Skielik kom verganklikheid in die wêreld in. Skielik kom dorings en distels en swaar kry en moeite en natuurrampe en al die ander aaklige goed in die skepping in die wêreld in. Want dis oorlog. Dis nie vrede nie. En God jaag hulle uit die paradys uit. Hy sê vir hulle gaan. In Afrikaans sou ons die woord skoert gebruik. Skoert, weg met julle. Uit die paradys uit. En dan sit hy daar by die ingang na die tuin van Eden, 'n engel met 'n swaard, wat keer dat hulle nie weer kan terugkom na die paradys nie. Dat hulle nie kan uitkom by die boom van die lewe nie. Dat hulle nie op hulle eie weer self vrede kan bewerkstellig nie. Hoekom? Want hulle het oorlog teen God verklaar. En hy reageer met oorlog teen hulle. Kyk ons na die twee ballingskappe wat plaasgevind het, dan sien ons presies dieselfde patroon wat homself herhaal. By die ballingskappe is dit ook God wat oorlog maak teen sy volk, en hy gebruik Assirië en hy gebruik Babylonië. Want hulle het oorlog gemaak teen hom deur afgode te dien. Dieselfde in die tyd van Noag,
waar God die sondvloed gebruik om oorlog te maak teen hulle, want hulle het oorlog verklaar teen hom deur hulle self aan sonde oor te gee. En dieselfde met Sodom en Gomorra. So herhaal die geskiedenis homself die heeltyd. En sien ons, sonde is niks anders as oorlog teen God nie. En as jy oorlog maak teen iemand, dan maak daardie persoon ook oorlog teen jou. En as daar oorlog is daar nie vrede nie. Ek lees vir ons vandag uit Kolossense hoofstuk 1, die voorrang van die seun. Jy sal onthou, so 'n paar weke terug het ons gepraat oor die beeld van God, die woorde imago Dei, die Latynse woorde daarvoor, en ons het onder andere ook na hierdie gedeelte verwys, waar Paulus skryf dat die seun die beeld van God is, van God wat self nie gesien kan word nie. Hy skryf verder, die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word, die konings, heersers, magshebbers, gesagvoerders, al daai ouens wat altyd wil oorlog maak. Alles is deur hom, deur Christus, en vir hom, vir Christus geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, en om deur hom alles met homself te versoen. En versoen beteken vrede maak. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ook julle was voorheen ver van God af en vyhandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet, sonder sonde met ander woorde, en onberispelik voor hom te stel. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof, en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is, en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Ons lees net tot so ver vanoggend. Onthou die verlede Sondag toe ons Kersaanddiens gehou het. Die eerste gedeelte wat ons uit die Bybel uit gelees het, was Jesaja hoofstuk 9, waar Jesaja aangekondig het dat daar 'n jong vrou gaan wees wat geboorte gaan skenk aan 'n seun, en dat hy genoem gaan word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, en ook vredevors, prins van vrede, koning van vrede, vredevors. En dis wat Paulus dan nou in hierdie gedeelte ook weer optel, en waarop hy fokus, is om te sê, Jesus is dit wat Jesaja gesê het hy gaan wees. Hy is die vredevors. Hy is die sigbare beeld van die onsigbare God. Net soos in Johannes 14, waar Jesus ook vir sy disippels gesê het, wie my sien, sien die Vader. Wie Jesus sien, sien God, want Jesus is God. Jesus is die oppergesag in die heelal. Dis amper asof Paulus nie genoeg woorde het om te beskryf hoe dit Jesus die een is wat heel bo die eerste plek en die eerste posisie het in die heelal nie. Daar's niemand in die heelal
wat groter gesag as hy het nie. Want hy is God en hy is die oppergesag. Alles is deur Christus en vir Christus geskep. Ons vier eersdaags weer die geboorte van Christus, alhoewel ons nie weet presies wanneer hy gebore is, op watter dag en datum. En is nie regtig belangrik watter dag en datum nie, dit gaan maar net vir ons oor die herdenking van sy geboorte. En ons is altyd opgewonde oor Kersfees en op Kersdag is die kerk altyd vol. En almal gaan graag kerk toe om Christus se geboorte te herdenk en saam Kersliedere te sing. Maar Christus het nie eers begin toe hy gebore is. Omdat hy God is hy ewig. En daarom was hy al by die skepping teenwoordig. En is alles deur hom en vir hom geskep. Dit beteken hy is God, die skepper. Hy is ewig. Hy bestaan van ewigheid tot in ewigheid. En dis net God wat van ewigheid tot ewigheid bestaan. Deur Jesus bly alles in stand. En dis die wonder van ons skepper God. Daar is 'n dwaalleer wat sê dat God 'n demiurg is. Demiurg beteken hy het geskep en toe het hy sy hande gaan vou en terug gesit en gekyk hoe alles nou verder gebeur. Hy het binne in die natuur het hy sy eie wetmatigheid ingebou en alles wat nou verder met die skepping gebeur nou onafhanklik en sonder God. Hy is nou net 'n toeskouer. Hy kyk maar net hoe dit gebeur. Dis 'n dwaalleer. Want die Bybel sê God hou sy skepping in stand. God onderhou sy skepping. En dit noem ons die voorsienigheidsleer. God is besig met die voorsienigheidsleer om ook die skepping wat hy gemaak het verder te versorg en te onderhou. En daarom sê ons wanneer dit reën, dis God wat vir ons reën gegee het. Alhoewel daar 'n klomp natuurelemente en kragte is wat aan die werk was, laat dit gesorg het, laat dit uiteindelik reën, weet ons dis God wat daar agter sit, want hy het dit bewerkstellig. Wanneer 'n babatjie gebore word, dan weet ons 'n man en 'n vrou het by mekaar gekom en getrou, hopelik, en daar word 'n kind gebore. Maar ons sê, God het vir ons daardie babatjie gegee. Want ons weet, sonder hom gebeur dit nie. Sonder hom is ons niks. Hy onderhou sy skepping, deur hom bly alles in stand. Hy is ook die hoof en die oorsprong van die kerk. Hy is nie net die baas van die kerk, die leier, die regeerder van die kerk nie. Hy is ook die begin daarvan. Want die kerk het begin met sy koms. Voor Christus se koms was Israel die volk van God. Met Christus se koms en die uitstorting van die Heilige Gees het die kerk van God ontstaan. Die kerk wat ook nou die volk van God is. Maar nou is ons nie meer volk van God omdat daar bloed van Abraham in ons are vloei nie. Ons is volk van God en kerk omdat ons in die geloof nou ook kinders van Abraham is. Soos Paulus in Galasiërs 3 verduidelik. En elkeen wat glo en belydenis van geloof in die kerk aflê en die kerk gedoop word, lidmate van die kerk is deel van hierdie kerk van Jesus Christus. Paulus praat verder oor Jesus wat die dood oorwin het, wat opgevaar het na die hemel toe, sodat hy eerste plek in die heelal kan inneem. In ander simboliese taal word gesê, hy sit aan die regterhand van God. God het besluit om met sy volle wese in Jesus te woon. Jesus was nie net volkome mens nie. Hy was ook volkome God. Want God het in sy volkomenheid besluit om in Jesus te woon. So, Jesus is 'n vereniging van 'n goddelike en 'n menslike natuur. En dis goed wat ons verstand te bowe gaan. En God het besluit om deur Jesus alles in die hemel en op die aarde met homself te versoen. Om hierdie oorlog wat Adam en Eva begin het en wat ons almal na hulle voortgesit het,
om daarin 'n einde te kom maak. Om 'n vredesverdrag met ons te kom sluit. Om alles in die hemel en op die aarde met hom te versoen. Deur sy bloed aan die kruis het hy die vrede herstel. Sy bloed aan die kruis is die vredesverdrag. En dis waardeur ons sondes gereinig en vergewe word, sodat ons onberispelik en heilig en sonder smet voor God kan wees. En hoe dit ons geraak? Hoe raak Christus se kruisdood en sy werk as vredevors ons? Dit beteken ons vorige sondige lewenswyse, wat bewys het dat ons vyandig gesind was teenoor God, dat ons oorlog gemaak het teenoor God, dat dit nou tot 'n einde gekom het. Dat dit tot 'n einde kan kom, ook in my lewe. Want dis nie iets wat outomaties met alle mense gebeur nie, want dan sou alle mense hemel toe gaan in die ewige lewe en almal mense gered word, en dis die dwaalleer van universalisme. Alle mense gaan nie hemel toe nie. Die Hebreërskrywer sê God is 'n verterende vuur, en dis verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Skryf hy ook in hoofstuk 10, net so na vers 36, waar hy sê dat ons moet volhard. Het is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. So daar is mense wat hel toe gaan. En dis hulle wat aanhou oorlog maak teen God. So hy het hier die vredesverdrag kom sluit, hy het 'n skietstilstand kom aankondig. Wat doen ons daarmee? Eerbiedig ons dit? En leef ons nou in vrede met God, deur teen die sonde oorlog te voer en nie langer teen God oorlog te voer nie? Of hou ons aan om teen God oorlog te voer? Christus, die prins van vrede, is God wat mens geword het en as mens gesterwe het. Hy het nie as God gesterf nie, want dan was God dood en God kan nie doodgaan nie. Hy het as mens na sy menslike natuur gesterwe, sodat ons weer heilig, sonder smet, sonder sonde en onberispelik voor hom kan wees en weer in vrede met hom kan leef. Hy het daardie moontlikheid moontlik gemaak. Daarom moet ons van hierdie moontlikheid gebruik maak. En hoe doen ons dit? Ons moet vas in die geloof bly staan. En sterk in die geloof bly staan. En ons moet ons nie laat losruk van die hoop wat die evangelie in ons gewek het nie. Die hoop op die ewige lewe wat God vir elkeen gee wat in Christus Jesus glo. Nou wanneer ons die woorde hoor geloof, hoop, dan is daar nog 'n derde woord wat ontbreek. Want Paulus, wanneer hy skryf, dan praat hy altyd van hierdie drie begrippe so by mekaar en saam met mekaar. Wat is daai derde woord wat hier ontbreek? Dis liefde. Dink maar aan die einde van 1 Korintiërs 13, en nou bly geloof, hoop en liefde, en die grootste hiervan is die liefde. Hoekom noem Paulus nie hier die liefde nie? Want, as ek heilig en sonder smet en onberispelik voor God lewe, met ander woorde, as ek nie die sondige natuur toelaat om my lewe te beheers nie, dan leef ek in liefde. Want liefde is die teenoorgestelde van sonde. Liefde is die teenoorgestelde van selfsug. Want selfsug is sonde, en oor selfsug kom daar oorlog. Die liefde is die teenpool daarvan. As daar liefde is daar ook vrede tussen my en God. Want as ek hom lief het met my hele hart, my hele siel en my hele verstand, dan sal ek geen ander gode voor sy aangesig hê nie, dan sal ek geen beelde maak en voor hulle buig en kniel en hulle aanbid nie, dan sal ek sy naam eer en heilig en respekteer, dan sal ek sy dag as 'n heilige rusdag beskou, dan sal ek my vader en my moeder eer, want dan kom die liefde vir my naaste ook in, soos myself.
Ek sal my vader en my moeder ook eer. Ek sal nie egbreek pleeg nie, ek sal nie steel nie, ek sal nie valse getuienis aflê nie, ek sal nie begeer nie. As ek die liefde in my het ek gehoorsaamheid aan God se wil in my. En daarom is die liefde hier geïmpliseer. En wil Paulus amper hê, wanneer 'n mens dit lees, dat jy dadelik moet dink, maar waar is die liefde? O ja, daar is die liefde. Jesus is inderdaad ons vrede. En hy is gebore om vir ons vrede te bring. In Johannes 14 sê Jesus vir sy disippels, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. So 'n wêreldse vredesverdrag, sê nou maar, Israel en Hamas, die Gaza-oorlog, sluit met mekaar 'n vredesverdrag, soos wat hulle al gedoen het, maar weer mekaar geskiet. Dis die aardse vrede. Dis nie Jesus se vrede. As Putin besluit om met Oekraïne 'n vredesverdrag te sluit, en daar kom 'n skietstilstand, en hulle hou nie aan om oorlog te maak nie, dis aardse vrede. Dis nie die vrede waarvan Jesus praat. Die vrede wat Jesus bring, is 'n einde aan die oorlog teen God. 'n einde aan sonde. Want sonde is die oorlog teen God. Elke keer wanneer ek sonde doen, doen ek oorlog teen God. Maar wanneer ek deur Jesus skoon gewas word met sy bloed, en ek sy vergifnis ervaar het en ontvang het, en ek heilig en sonder smet en onberispelik voor hom staan, is daar vrede tussen my en God. Is daar nie meer oorlog tussen my en God nie. En dan eers ontdek ek wat ware vrede beteken en is. En waar kry ek dit? Ek kry dit by Jesus, die prins van vrede. Hy gee my daardie vrede. Dis sy vrede wat hy gee. Dis nie die wêreldse vrede nie. Ek sluit af met hierdie vraag. Hoe verander hierdie vrede van Jesus jou ingesteldheid? Want ons weet ons ingesteldheid bepaal in 'n groot mate ons lewe. En dis hoekom Spreuke sê, wees veral versigtig met wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou hele lewe. Jou ingesteldheid, jou gesindheid bepaal hoe jy optree, hoe jy dink, hoe jy leef, hoe jy doen. As Christus jou prins van vrede geword het, omdat jy hom in die geloof aangeneem het, dan verander jou lewe, jou gesindheid, jou ingesteldheid, jou gedagtes, jou denke, jou doen en jou late. En hierdie Kerstyd, wanneer ons weer liedere sing oor die engele wat verskyn het aan die herders en wat gesing het, vrede op aarde, vir almal in wie hy 'n welbehae het. En as ons nadink oor Jesus, die vredevors, dan moet ons ook weer vra, het ek daai vrede in my? En hoekom kan almal sien dat ek daai vrede in my het? Hoe bewys ek dat ek daardie vrede in my het? Ek doen dit deur vas en sterk in die geloof te bly staan. Ek doen dit deur vas te hou aan die hoop wat die evangelie in my gebring het, dat ek die ewige lewe het. En ek bewys dit deur my liefde vir God bo alles, my liefde vir my naaste soos myself. Wanneer daardie kenmerke in my lewe sigbaar word, dan kan ander sien, Jesus se vrede is in my. Mag ons
beelddraers word van die vredevors. Want Jesus het in die bergrede gesê, geseënd is die vredemakers. Mag ons vredemakers word, wat soos die een wie ons volg, die prins van vrede, die vredevors, 'n vredemaker is, ook vredemakers wees. As dalk iemand in jou lewe, dalk 'n ex huweliksmaat, 'n ex vriend, vriendin, 'n familielid, met wie jy nog nie vrede gemaak het nie, vir wie jy nog nie dit reg gekry het om te vergewe nie, omdat die persoon jou so verskriklik baie seer gemaak het. Moenie hierdie Kersfees ingaan met daardie onvrede in jou hart nie. Maak vrede. Maak vrede met die vrede wat Christus gebring het. Nie die wêreldse vrede nie. En ja, ek weet, daar is mense wat nie met jou wil vrede maak nie. Jy kan alles in jou vermoë doen, maar hulle wil nie. En dis hoekom Paulus geskryf het in Romeine. As dit moontlik is, sover dit van jou afhang, lewe in vrede met alle mense. Maak dus jou kant van die saak skoon. Doen wat jy kan. Die res is die ander persoon se verantwoordelikheid. Maar moenie dat bitterheid jou verteer nie. Want as bitterheid jou verteer, dan word jy 'n bitter mens, dan word jy 'n mislike mens, dan het jy nie vrede nie. As jy Christus se vrede in sy volheid wil ervaar, moet jy ook 'n prins en 'n prinses van vrede word. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U die vredevors is. Dat God besluit het om deur U almal wat in U glo met homself te versoen. Vader, ons moet kom bely dat ons deur ons sonde wat ons doen, oorlog maak teen U. En baie keer dink ons, dis nie so erg nie, ons besef nie eers dat dit regtig op oorlog neerkom nie. En daarom moet ons met berou in ons harte vandag ons sonde weer kom bely. En op grond van die bloed van ons Here Jesus Christus wil ons kom pleit, Vader, vergewe ons sondes. Reinig ons van alle ongeregtigheid. Maak ons heilig en onbesmet en onberispelik, sodat ons kan vashou aan die geloof en aan die hoop, en sodat ons kan lief hê, omdat ons U vrede in ons harte het. Here, ons bid vir hierdie wêreld, wat as gevolg van sonde so verteer en vernietig word. Ons bid vir die wêreld wat magsugtig en eersugtig en selfsugtig is. Wat eintlik in die proses hulle self verteer en vernietig. Here, ons bid vir wedergeboorte ook in hulle harte en lewens, sodat hulle U vrede kan leer ken, kan ervaar hoe wonderlik dit is, om in vrede met U te leef, en ook in vrede met mekaar. Ons wil bid, Here, dat hierdie Kersfeestyd
vir almal van ons 'n tyd van vrede sal wees. Vir almal op aarde. Dankie Vader, dat ons kan weet dat U by elkeen is wat ook siek is in die hospitale en tuis. Dankie dat dit goed kon gaan met Nolla se hartomleidingsoperasie, en waar hy nou nog besig is om aan te sterk in 'n gewone saal voordat hy oor 'n week kan huis toe kom. Bid ons dat hy elke treukie van die pad saam met hom sal stap, dat daar volkome genesing ook vir hom sal wees. Dankie dat hy ook by Rudy was, waar hy ook weer volgende operasie moes ondergaan, en ook nou weer by die huis aansterk. Ons wil vra dat hy ook met hom sal wees, met al die uitdagings en al die aanpassings, wat ook nou in hulle lewe gemaak moet word, as gevolg van wat gebeur het. Ons bid ook vir Dion, wat 'n rugoperasie gehad het, en ook nog besig is om aan te sterk. Ons bid ook vir Lisay Nolte, wat in die hospitaal is, met 'n fraktuur ook in haar rug, en ons vra dat hy ook daar genesend sal werk, dat hy ook daar die dokters en die hospitaalpersoneel sal gebruik in U diens. So bid ons dan ook vir al die mediese personeel, en almal wat by hospitale werk, vir almal wat in die beskermingsdienste is, dat ons in hierdie vakansietyd, wat 'n baie besige tyd vir hulle is, omdat mense hulle self oorgee aan allerhande verslawende middels, omdat hulle op soek is na vrede, en dit op verkeerde plekke soek. Ons vra dat U hulle sal help in die werk wat hulle doen. Ons bid ook vir al die bejaardes, vir almal wat hulle versorg. Ons bid in besonder Vader, dat U seën op elkeen van ons sal rus in hierdie Kersfeestyd. En dat U elkeen wat hartseer is oor geliefdes wat afgesterf het, sal vertroos. Vader, dan bid ons ook vir ons huwelike, daardie plek in ons lewe waar daar so dikwels nie vrede is nie. Dat U ook daar vrede sal bring. Ons bid vir ons huisgesinne, waar boeties en sissies ook dikwels nie in vrede met mekaar kan saamleef nie, dat U ook daar sal vrede bring. Ja, Here, wees ons prins van vrede, en gee dat ons ook prinse en prinsesse van vrede sal wees. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons het vanoggend weer ons gebruikelike sagte dankoffers, en die van u wat elektronies wil inbetaal, is ook baie welkom om van daardie mediums gebruik te maak. Ons gaan afsluit met lied 284, ons voorsangers gaan ook daarmee kom help. Laat Heer U vrede deur my vloei, waar haat is, laat ek daar U liefde bring, laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in U, o Heer.